Graad 11, kom ons kyk gou na die ondersoek en sy antwoorde. Doen nou die volgende op jou eie. Okay, so die vraag was, een kaart word uit 'n pak speelkaarte getrek van 52 kaarte, wat is die waarskynlikheid dat dit 'n 7 sal wees? So hierdie is redelik voor die hand liggend. 'n Mens sal nou, as jy 'n 7 wil hê, dan weet ons daar is 4 7's uit die pak uit, so dis 4 uit die 52. 'n diamant is ook 4 van hulle, die koningin van harte is net 1, 'n rooi kaart is die helfte van hulle en 'n swart koning is 2 van hulle. So kom ons kyk gou na daai antwoorde. Sien, dis 4 uit 52 en dit vereenvoudig na 'n 13de. 4 uit 52 word 'n 13de, die koningin van harte. So let op hoe ek hierdie skryf. Die waarskynlikheid vir 'n koningin van harte, dit maak nie saak wat ek hier in hakies sit nie. Die P staan vir probability, is 1 uit 52 en dan die waarskynlikheid vir rooi is 'n half en die waarskynlikheid vir 'n swart koning is 2 uit 52 of 1 op 26. Dan het ons die woord waarskynlikheid. Nee. Nou, nou vra hulle 'n paar vragies daar. So die waarskynlikheid dat ons 'n W sal kry is 1 uit die 18. Die waarskynlikheid dat ons 'n klinker sal kry, die V het ek sommer vir vowels gemaak. Vir klinkers is 6 uit die 18, so ek gaan tel letterlik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mis ek, 6, ja, 6 uit die 18 is 'n derde. En dan 'n H of 'n C. So kom ons kyk gou. Hierso is 1, 2, 3, 4, 5 uit die 18. Okay. Dit is daai eerste 2 vragies by vraag 1. Nou, vraag 2. In 'n onlangse opname oor sport is bevind dat 120 mense slegs krieket kyk. So slegs krieket beteken, hulle kyk nie iets anders nie, net krieket, nê? 95 mense slegs rugby kyk en 45 mense albei sporte kyk. 40 mense hou nie daarvan om enige sport te kyk nie. Teken 'n Venn-diagram om hierdie inligting voor te stel. Okay, hou nou hierdie vraag oop by jou, want ek gaan nou omblaai na die antwoorde toe en dan kan jy die vraag by jou oop hou, sodat jy dit kan antwoord. Okay, so, as ons 'n Venn-diagram beteken, dan begin ons altyd by dit wat albei is. So ons begin altyd in die middel, nê? So hulle sê 120 mense kyk slegs krieket. So dit beteken daarby slegs krieket met 120 kom en dit wat albei kyk is 45. 95 mense kyk slegs rugby, so daar's hy, en 40 kyk nie een van die twee nie. Net om doodseker te maak, kan ek nou, ja, so ek kan al hierdie bymekaar tel om te kyk hoeveel mense daar is in totaal. So kom ons kyk. Die tweede vraag is, hoeveel mense in totaal kyk krieket? So krieket is daai hele sirkel. Dit beteken, dis 120 plus 45, gee vir my 165. Dan, hoeveel mense in totaal kyk rugby? So dis daai hele sirkel, dis 45 plus 95 en dis 140. Hoeveel mense het aan die opname deelgeneem? Dan moet ek alles bymekaar tel. Die 120, die 45, 95 en 40, dan kry ek 300 mense het daaraan deelgeneem. Hoeveel, dan nommer 5, bepaal die waarskynlikheid dat 'n persoon gekies word albei sportsoorte kyk. So met ander woorde, dit is net daai 45 in die middel. Dis daai, nê? So dis 45 op 300 wat vereenvoudig na 3 op 20. Bepaal die waarskynlikheid dat 'n persoon wat gekies word nie een van die sporte kyk nie. Nie een van die sporte nie is 40 op 300, dink ek. Net doodseker maak. Dit lyk dan nou vir my na 'n fout hier. Ja,
hier lyk vir my nou 'n foutjie. Smaak gou hier reg. Hierdie moet wees, het ek net gou hier by die 40 op 300. OK, en dit vereenvoudig na 2 op 15. OK, nommer 7. Bepaal die waarskynlikheid. OK, nou moet ons mooi dink, né? Want as hulle eers hierdie of goeters, dan moet ons mooi gaan merk. So hier is wat ek doen. Ek vat sommer 'n pen en ek gaan maak vir my regmerkies in die blokkies, né? Of kyk soos wat ons hier gedoen het. Die vraag is, die waarskynlikheid van cricket of nie rugby. So cricket is by daai 2 plekke en nie rugby is by die cricket alleenlik en hier buite. So dis oral waar ek moet bymekaar tel. So dis 120 plus 45 plus 40 gee op 300. Dit gee my 205 op 300 en dit is 41 op 60 as ek dit vereenvoudig. Die volgende vraag sê rugby en nie cricket nie. OK, so dit beteken 'n rugby is hierdie hele sirkel. Maar nie cricket nie. Teken mag nie cricket opkyk nie. OK, so dis net daai 95 op 300. OK, so as hulle sê en, kyk gou mooi die verskil tussen en of. As hulle sê of, dan vat ek alles wat hulle genoem het. Hulle het gesê cricket, alles wat cricket is, en alles wat nie rugby is nie. Maar as hulle sê en, dan moet dit al twee wees. So rugby en nie cricket nie. Rugby, kom ek merk weer, dan kyk jy weer. Kyk mooi vir rugby en nie cricket nie, kyk. Rugby, maar nie cricket nie. En nie cricket nie. So dis net daai 95. OK. Right, vraag 3. Hou die vraag oop in jou boek, sodat ons na die antwoord saam kan kyk. OK. 170 graad 11 leerders is ondervra of hulle lewenswetenskap, rekeningkunde of fisiese wetenskap neem. Die resultaat word as volg deurgegee. 70 leerders neem wetenskap. Nou kyk mooi hoe ek hierdie uitgefigure, né? Ek het gesê lewenswetenskap is 70, maar dit beteken hierdie hele sirkel van lewenswetenskap moet 70 gee. So ek het dit daar in hakkies geskryf vir myself. Dan 80 leerders neem rekeningkunde, dis nou weer die hele sirkel van rekeningkunde wat moet 80 wees. Dan 80 leerders neem fisiese wetenskap. So, daai hele sirkel moet 80 wees. OK, dan 43 leerders neem lewenswetenskap sowel as fisiese wetenskap. So lewens en fisies saam moet 43 wees, maar nou kom ons begin eers in die middel. 15 leerders neem al 3 vakke. So dis waar ek begin altyd, né? So as daai hele oorvleeling 43 moet wees, dan moet daai 28 wees. Dan volgende ene 43 leerders, dan 36 leerders neem rekeningkunde en fisiese wetenskap. Rekeningkunde en fisies moet 36 wees in totaal, in die middel is klaar 15, so dan is hier 21, en dan 136 leerders neem ten minste een van die 3 vakke. So as daar 170 in totaal is, dan is daar 34 leerders wat geen een van die vakke neem nie, né? Right. So, toe het ek 'n X gesit hier by lewens en rekeningkunde, want ek weet nie wat daai is nie. So as ek dan nou hierdie 80 gaan vat en ek trek die 21 en die 15 af en die X, dan kry ek hier 44 min X, en as ek daai 70 vat en ek trek die 28 en die 15 en die X af, dan kry ek 27 min X. Kom ons lees die vraag. Hoeveel leerders neem geen van die vakke nie? Dis daai 34.
Nommer 3.3. Hoeveel leerders neem lewenswetenskap en fisiese wetenskap, maar nie rekeningkunde nie? Lewens en fisies, maar nie rekeningkunde nie, is daai 28. Nommer 3.4. Bepaal die waarskynlikheid dat 'n leerder wat ewekansigheid hierdie steekproef gekies is, ten minste 2 van die vakke neem. Ten minste 2 van die vakke. Nou, eerste wat ek nou gaan doen is, ek gaan vir X uitwerk. So ek vat die 170 en ek trek alles wat hier binne-in is af, dan kry ek X is 15. Nou, ten minste 2 van die vakke beteken dat ons gaan 2 of 3 van die vakke. Okay, vraag 4. 'n Opname is op 'n spesifieke dag met 240 kliënte wat kos by 'n Kits kosrestaurant gekoop het gedoen. Die restaurant verkoop kaasburgers, spekburgers en vegetariese burgers. Die Venn-diagram dui die aantal kliënte aan wat verskillende soorte burgers op die dag gekoop het. Okay, so hoeveel kliënte op die dag het nie burgers gekoop nie? Dis daai 5. Is gebeurtenis B en C onderling uitsluitend? So onderling uitsluitend beteken hulle raak nie aan mekaar nie. Okay, so is hulle onderling uitsluitend? Nee, want die en gedeelte is nie gelyk aan 0 nie. Kyk mooi hoe het ons dit geskryf. Die en gedeelte is nie gelyk aan 0 nie, dus is B en C nie onderling uitsluitend nie. Dan, indien 'n kliënt ewekansigheid uit die groep gekies word, bepaal die waarskynlikheid dat hy of sy slegs 'n vegetariese burger gekoop het. Vegetaries is 58 uit 240 en dit vereenvoudig na 29 op 120. 'n kaasburger en 'n spekburger, 'n kaasburger en 'n spekburger. Okay, so dit is 17 plus 12 wat 29 uit 240 is. Dan nie 'n kaasburger nie. So met ander woorde, ek moet alles wat kaas is doodtrek en dan is dit die ander. 52 plus 3 plus 58 plus 5. En dit gee vir ons 118 uit 240 of 59 op 120 as ek dit vereenvoudig. 'n Ander manier om dit te doen is om te sê ek vat 1 wat die hele is minus die waarskynlikheid vir 'n kaasburger. So ek vat 1 minus kaasburger wat 122 is, alles wat binne 'n kaasburger is trek ek dan af. Dan kry ek 59 op 120 dieselfde antwoord. Right, dan 10.3.4 'n spekburger of 'n vegetariese burger. Okay, so kom ons veeg gou eers 'n bietjie uit, dan kyk ons 'n spekburger of 'n vegetariese burger. Dit beteken alles wat bacon is of alles wat vegetarian is, né? So dis 17 plus 12 plus 3 plus 52 plus 9 plus 58 alles op 240. Hey, daar het ons dit. Dis 151 op 240. Alright, dan vraag 5. Vraag 5 is hierdie vraag oor die tuckshop wat 'n koeldrank en nagereg en 'n maaltyd insluit. Okay, so ek gaan nou 'n Venn-diagram teken. 'n boom, ekskuus, nie 'n Venn nie, 'n boomdiagram. So ek skryf altyd die breek bo op die lyntjie neer. So ek begin met hamburger of tuna slaai. As iemand 'n hamburger gekies het, dan kan hy 'n Coke of 'n lemoensap, nie limonade nie, lemoensap. As hy tuna slaai gekies het, kan hy ook 'n Coke of 'n lemoensap kies. En dan vir die nagereg kan hy roomys of vrugteslaaitjies. Okay, so die totale uitkomste is dan hamburger, Coke, roomys, hamburger, Coke, vrugteslaai. Hamburger, lemoensap, roomys, hamburger, lemoensap, vrugteslaai en so aan. Nou vra hulle vir die totale aantal uitkomste, dan tel ek, hierso is 8 uitkomstes, so daar's hulle. Dan by 5.3 vra hulle, wat is die waarskynlikheid dat Johan, 'n graad 9 leerder, 'n tuna slaai en 'n Coke sal kies? So tuna Coke.
Nou gaan tel ek hoeveel tuna en coke. Tuna en coke, daar's 2 van hulle. So dis 2 uit die 8 wat 'n kwart gaan wees. 5.3.2 'n hamburger, 'n coke en roomys met sjokoladesous. Okay. So 'n hamburger, coke, roomys is daar's net 1 wat hamburger, coke, roomys is. En so dis 1 uit 8. Dan 'n vrugteslaai. Nou moet ons almal met vrugteslaai gaan merk. Dis 1, 2, 3, 4 uit die 8 of die helfte van hulle gaan vrugteslaai wees. Alright. Vraag 6. In 'n boksie Smarties is daar 8 bloues en 6 rooies. 'n Smartie word willekeurig uit die boksie gehaal en opgeëet. Okay, so dit beteken hy word nie teruggegooi nie. So dit gaan die breek 'n bietjie verander. Nog 'n Smartie word uitgehaal en ook opgeëet. Gebruik 'n boomdiagram om die waarskynlikheid te bepaal dat 2 rooi Smarties opgeëet sal word. So kom ons kyk eers na hierdie boomdiagram. Ons het begin met bloues en rooies. 8 uit die 14 was bloues, 6 uit die 14 was rooies. Maar toe het ons nou net 13 daarin. As ek 'n bloue geëet het, dan sal 7 uit die 13 wat blou is en nog steeds 6 uit die 13 wat rooi is. As ek 'n rooie eerste geëet het, dan sal daar 8 uit die 13 blou wees en 5 uit die 13 rooi wees. So die uitkomste is blou-blou, blou-rooi, rooi-blou en rooi-rooi. Nou, 2 rooi Smarties is hierdie onderste een. Ek sê altyd ek volg die paadjie en dan maal ek hulle met mekaar, né? So, kom ons kyk gou-gou. Ons gaan vat 'n highlighter en ons gaan merk watter paadjie volg ons vir rooi-rooi. So, ek gaan rooi en dan weer rooi en dan maal ek hierdie breuke met mekaar. So, dis 6 op 14 maal 5 op 13 gee vir my 15 op 91. 2 Smarties van dieselfde kleur, so dis blou-blou of rooi-rooi. Wat ons dan doen is, ons gaan merk daai 2, ons het klaar vir rooi-rooi gemerk, nou kom ons merk vir blou-blou, daar is blou-blou, en dan gaan ek daai ook met mekaar maal, en ek gaan daai 2 by mekaar tel. So ek sê altyd, as ek 1 paadjie volg, maal ek dit met mekaar, en as ek 2 verskillende paadjies het, dan plus ek daai verskillende paadjies. So dis 8 op 14, maal 7 op 13, plus 6 op 14, maal 5 op 13, gee vir my 43 op 91. Dis dan vraag 6 oor die Smarties. Nou vraag 7. Vraag 7 gaan oor die inkomste van mense in 'n gebied. Hou jou vraag oop en dan gaan ek gou die antwoord doen op die volgende blaai. So die eerste vraag het gevra, wat is die waarskynlikheid dat 'n persoon uit gebied 1 sal kom? So as ons nou gaan kyk, uit gebied 1, gaan daar wees 1832 uit die 2046 mense. Ek het dit sommer nou as desimale hier afgerond. Vereenvoudig, maar jy kon dit ook as breuke vereenvoudig het. En dan by B vra hulle uit gebied 2 sal kom en minder as 3200 verdien. Dit is 460 uit die totaal van 2646. Dan sê 'n persoon uit gebied 2 sal wees wat presies 3200 of meer verdien. Okay, so 'n persoon uit gebied 2 sal wees en meer verdien as 3200. So uit gebied 2 is 340 en 14 by mekaar getel, want dit is meer as 3200 uit die 2646 uit. Nou, 9.2.3. Wat is meer waarskynlik? 'n persoon uit gebied 1 wat minder as 3200 verdien of 'n persoon uit gebied 2 wat minder as 3200 verdien? Okay, so toe ek nou elkeen gaan neerskryf. 'n persoon uit gebied 1 is 500 en 'n persoon uit gebied 2 is 460 uit sy 814 totaal. So dis meer waarskynlik dat 'n persoon uit gebied
om 'n persoon uit gebied 2 te kry, want kyk, sy waarskynlikheid is hoër as gebied 1 sin. Vraag 8, laaste vraagie. Laaste vraagie sê hulle, die aantal leerlinge wat laat kom vir skool moet ons kyk. So hoe werk hierdie tabel nou weer? As ek vir A gaan kry, dan gaan ek daai 250 minus 100 gaan vir my A gee. As ek vir B wil hê, dan gaan ek 600 minus daai antwoord van A gaan vir my B gee. As ek vir C wil kry, dan gaan ek sê 1000 minus hierdie 600 gaan vir my C gee. Om vir D te kry, gaan ek hierdie C se antwoord minus 100 om D te kry. En om vir E te kry, kan ek of vir B en D by mekaar tel, want hy gee E, of ek kan die 1000 minus 250 om vir E te kry. So kom ons kyk gou, wat is die antwoorde dan daarop? Hou die vraagie oop. So, hierso is hy. A is 150, B is 450, C is 400, D is 300 en E is 750. Nou vra hulle by nommer 2. Wat is die waarskynlikheid dat die gekose leerling laat gekom het? Dat die gekose leerling laat gekom het. OK, laat vir skool is 250 uit die 1000, so dit is 'n kwart. Wat is die waarskynlikheid dat die leerling betyds was en nie openbare vervoer gebruik nie? Betyds en nie openbare vervoer nie is betyds en nie openbare vervoer is D, so dis 300 uit die 1000, so dis 3 op 10. En dan laaste ene, wat is die waarskynlikheid dat die leerling betyds was indien hy een van die leerlinge is wat openbare vervoer gebruik? OK, so hy is 'n leerling wat openbare vervoer, dit beteken op 600 en betyds is B wat 450 uit die 600 is, so dit gee vir ons 'n 3/4. En dis dan dit.